môre. Vader, Boker Tov, goeiemôre in die naam van Yeshua. Môre Yeshua, Boker Tov Yeshua. Kom ons na U toe, Abba, want Yeshua is die weg en die waarheid en wanneer ons deur Yeshua is ons deur oop na U toe en kan ons by U uitkom en kan ons weet dat ons gesels met U en ons kan ons harte op die tafel sit wanneer ons met U gesels. En U het gedeel dat U in die volgende paar weke met ons wil deel emulate creation. En emulate creation beteken om creation te copy, om U skepping te copycat. As ons nou daai woord kan gebruik wat ons groot mee geword het, om dit te copycat, om te kyk hoe kan ons dit toepas in ons lewe, in ons besigheid, in ons gesinne, in die mense waarmee ons omgaan. Hoe kan ons dit daarin toepas? En dis exciting om te weet dat U gaan vir ons in die volgende paar weke reveal wat is hierdie emulate creation en wat wil U hê moet ons as manne toepas, as manne van Wake Up Haggai in hierdie emulate van creation waar ons ook al beweeg. Vader, ek kom vra net weer opnuut dat hierdie manne, ons manne van Wake Up Haggai, dat U genade vir ons so groot sal wees so that we can let our light shine before people, so that they can see in our works your goodness that shines through. Sodat daai goedheid van U deur ons werke vir mense kan wys wie ons, waar kom ons vandaan. Abba Vader. En ons eer U daarvoor en ons loof en prys U. En in die magtige naam van Yeshua mag hierdie boodskap ontvanklik wees in ons harte en mag ons dit gaan uitleef daar buite soos wat ons gaan. In die magtige naam van Yeshua. Amen. Manne, so vanoggend toe ek aan die gang was hierso met Vader van vroeg af, want ons het gisterand eers laat van George af gekom, ons moes 'n bietjie 'n paar goedjies gaan doen en ek het toe vanoggend lekker vroeg opgestaan. Eers die wekker vir 3 uur gestel en toe nog so klein bietjie gesnoes en toe ek op en toe ek aan die gang en 'n fantastiese tyd gehad saam met Vader vanoggend om net alles bymekaar te trek vir vandag en hy het toe vir my die nommer 24 gegee. En ek het toe uit die pak uit, soos wat julle weet, ons het mos altyd die pak van die Daily Cotado, het ek kaartjie nommer 24 getrek en ek sal hom vir ons almal op die groep sit na afloop van vanoggend. Maar die eerste gedeelte van die kaartjie is James 4:12 en daar staan there is but one giver of Torah. He is also the judge with the power to deliver and destroy. Who do we think we are? Judging our fellow human beings. En ek dink dis ons uitgangspunt van emulate creation is dat die beginpunt van baie dinge is liefde en no judging. Ons is in 'n no judging zone as manne wat in God se lig loop. Die moment en manne glo my, dis die maklikste ding vir my om 'n ander ou te judge, hoor. Ek doen dit so, dan kan ek 'n ander ou judge en dan moet ek myself gaan terugtrek en sê daar's nie 'n manier wat jy dit doen. Don't do it. Daar's nog 2 scriptures wat ek vinnig wil sê voor ons aan die gang kom en dis James 4:10 is op dieselfde kaartjie. Humble yourselves before Yahweh and he will lift you up. En James 4:8 come close to God and he will come close to you. En ek dink dis waar ons is in hierdie tyd. Ons is in die plek waar Abba heeltyd op my hart druk dat ons moet close kom in. En ek dink dis waarom dit so significant is vir hierdie tyd waarin ons is om te gaan kyk na hoe emulate ons creation. Baie belangrik. So ek gaan my screen gou hier share sodat ons 'n paar dingetjies na kan kyk, bietjie skryf vir oggend. Belangrik. En ons gaan kyk na die skepping self. En wat het gebeur tydens die skepping? Tydens die skepping was daar donkerte in die aarde. Die Afrikaanse vertaling wat altyd in 'n ou se kop sal bly, dink ek, wat 'n mens van kleintyd af in die kerk geleer het, is die aarde was woes en leeg. En ek dink nie ons kan daai woes en leeg verstaan nie. Ek dink nie ons weet wat was daai woes en leeg nie. Ek dink ons sal nooit weet nie. Maar in elk geval, creation beteken chaos to order, om die Engels te gebruik. Dit beteken darkness to light. En dit beteken death
to resurrection. So daar's daai drie goed wat baie belangrik is wat ons elke dag in ons lewe moet gaan toepas. Chaos to order. Chaos in ons lewens. Baie besigheidsmense sê vir jou besigheid groei uit chaos uit. So met ander woorde daar's chaos en dan begin dit struktuur kry na orde toe. Nou dis presies wat in die skepping gebeur het. Chaos to order, chaos tot orde. Darkness to light. Daar was darkness en toe sê God let there be light. En dis dieselfde in ons lewe. Ons word gebore. Al voor ons gebore word is ons in darkness wanneer Vader ons aan mekaar weef in ons moeder se skoot en dan kom ons in die lig in. En dis waarom Genesis 1 ook sê it was evening and it was morning. En ek herinner net graag weer aan daai prentjie wat Vader eendag vir my gewys het toe hy gesê het in Amerika vat jy en jou vrou julle stoele en dan gaan kyk julle hoe die son ondergaan. En toe sê hy baie duidelik dat wanneer die son ondergaan, is dit die begin van 'n nuwe dag. Nie soos wat ons in die kalenders reël dat 12 uur in die nag begin die nuwe dag nie. Nee, in Abba Vader se orde is darkness to light. Daai tyd wanneer die son ondergaan, begin die darkness. En onthou, dan in daai tyd wys Vader in daai prentjie wat hy my toegee. Hoe weef hy die volgende dag aan mekaar? En hoe berei hy vir ons elkeen, elke man van Wake Up Haggai, elkeen van sy kinders, die obedient ones en die disobedient ones, hoe berei hy hierdie dag vir ons voor? Wanneer ons aan rus is en wanneer ons in slaap is, berei hy vir ons voor. So met ander woorde, die dag begin wanneer dit evening is, in sy orde, darkness to light. En dan death to resurrection. Daar's baie voorbeelde. Dink Yeshua gee vir ons die duidelike voorbeeld van death to resurrection. Hy moes sy lewe neerlê sodat die krag van God in werking kan kom om hy resurrection te bewerkstellig. 'n Saadjie wat geplant word. Dis vir my net absoluut fascinating. Hier op die plaas as ons nou omdat ons proses het van organies gaan, probeer ons so min as moontlik gif gebruik en probeer ons of glad nie gif gebruik nie en probeer ons om daai saadjies so 'n sekere gedeelte van jou krop, Driekus, jy sal nou baie goed weet, jy weet hierdie goed baie beter as wat ek nou probeer verduidelik, maar 'n sekere gedeelte van ons krop haal ons van die land af en dit is wat ons kan verkoop of dit is wat ons self kan eet, nê. Maar dan 'n sekere gedeelte van die blaarslaai en van alles los ons laat dit saad toe. En daai saad wat jy dan kry is jou saad vir die volgende seisoen. Jy droog hom en dis jou saad vir die volgende seisoen, nê. So dis daai death, as daai saadjie dan nou daar lê, dan is hy en dan is hy as ware dood. Hy beteken niks in daai saadjie vorm vir jou. Hy gaan jou definitief nie vol maak nie. Maar wanneer jy daai saadjie in die grond sit, dan gaan hy eintlik dood daar onder die grond, maar dan vloei hy uit in die nuwe lewe in. So dis death to resurrection. En wat Vader toe vir my wys ook deur die afgelope paar weke is in sy skepping was daar 'n patroon van dag 1 tot dag 7. En day 1 is light en darkness word geskei. Die eerste dag. So as ons dit toepas in ons lewe en ons skei die lig van die donkerte in ons lewe. Man, ek dink daar's min manne wat so baie donkerte het soos in my lewe. 'n Man soos Hendrik ken my 'n baie lang tyd. So hy weet wat was die dinge wat ek aangevang het toe ons gestudeer het en sulke goed. Rowwe diamant man, rowwe diamant en daai as Vader het dit gevat en hy dit omskep in 'n soldaat vorm. 'n Soldaat wat vir hom sal veg en my arms vir hom sal afbeklei. Dis wat hy omgedraai het in my. So hy die donkerte gevat en hy het dit na lig toe gevat. En dis daai donkerte wat ek uit my lewe uit moes kry. En ek wil nie herinner word aan daai donkerte nie. Ek wil nie, want dit is verby. Dis die ou Leon. When I'm united with Messiah, I'm a new creation, nee. En dit is daai lig wat Vader sê. Ons moet daai donkerte manne uit ons lewe uitkry sodat ons die lig kan wees en dat die lig deur ons kan skyn. So waar daar donker plekke in jou lewe nou nog op hierdie stadium is, get rid of it. Kry dit uit. Daar's nie two ways about it nie. Ons kan nie daai donkerte in ons hê nie. En ons moet dit uit ons uitkry. En ek weet, daar's 'n klomp goed waarmee ek baie keer sukkel. Ek sukkel baie keer om jammer te sê.
Ek word baie keer nog vinnig kwaad. Daar's sulke goed wat heeltyd daai darkness wil, hy vat so aan jou om te wil terugkom. Jy weet, deesdae op die strande moet 'n ou jou oë baie mooi in toom hou vir die klein costume piece wat gedra word deur die vrouens, jy weet, en ons is maar almal 'n man, nê. So ek bedoel nou maar net, ek praat maar net reguit manne. Ek moet baie keer vir myself dwing om te sê, mag toe jou oë of kyk weg of wat ook al, jy weet. Dit is maar goed wat ek heeltyd met myself moet doen. Ek weet nie of julle daai probleem het nie. As julle dit nie het nie, well done. Want ek het definitief daai probleem en ek het nog steeds die probleem van ek word baie keer kwaad. So dis daai darkness in ons wat heeltyd wat die vyand so bietjie vir jou wil wys sodat jy in daai darkness ingaan, nê. So dis die darkness to light wat al in die eerste dag gebeur het. So dis die begin. Ons moet in daai eerste dag moet ons daai darkness vat en ons moet hom get rid of him. Chuck him out. Gooi hom uit. En dan en op die tweede dag het Vader die water van die water geskei. Nou dis baie interessant. Ons gaan baie meer in diepte ingaan in hierdie oor die volgende paar weke, maar ek wil vandag net so 'n oorsiggie gee, nê. So die water van die water skei beteken daar was as ons dit reg verstaan, dan beteken dit daar was 'n hemel gevorm, sodat daar 'n dome in die middel is, was daar 'n hemel en daar was 'n water onder wat die seewater is, nê. So as ons uitgaan, dan kan ons sien daar's 'n hemel en ons weet die hemel bestaan uit water uit, nê. Dis wat wetenskap ons leer ook. So dit bevestig wat die woord sê. En dan is daar water in die see. Maar dis aardse water en dis hemelse water. So laat dit ons beeld wees. Is ons deel van die aardse water of is ons deel van die hemelse water? En die hemelse water is eintlik 'n vorm van waterstof, nê. So hy's hy's ligter as gewone water, anders sou hy afgesak het. So wanneer dit reën, dan kom dit mos in water in die vorm af na die aarde toe weer terug. Maar daai water is ligter. So met ander woorde, dit is water wat eintlik in die gees is. So ons is eintlik in die gees, is ons bo hierdie wêreld. So wanneer ons in Vader ingaan en ons gaan dit sien deur Emulate Creation die volgende paar weke, is ons in die gees, nê. En dan in dag 3 is die son en die maan geskei. So, dag 3 is die water en die land geskei. Ek so enetjie voor. So, wat interessant is water en land moes geskei word. So baie keer in verhoudinge wat ons het, baie keer in werke wat ons het, baie keer in sekere dinge wat ons gedoen het, moet ons dit uit ons lewe uitskei. Want onthou manne, beeld wat Vader my al baie gewys het, as ek so in die kar ry, of as ek moeilike besluite gehad het om te maak, in posisies wat 'n ou is, waar jy dalk mense moes vra om te gaan uit jou besigheid uit, jy weet, of waar jy dalk sekere verhoudings wat jy gehad het met vriende moes stop, of iets wat regtig jou hart raak, nê. As die water nie van die land geskei was, kon die plante nie groei nie. Want plante kan nie in water staan nie. Hulle wil op droë grond wees, dan blossom hulle. Dan kan hulle groei, dan kan hulle in hulle habitat wees, nê. Maar sekere plante is in die see en sekere diere is in die see en daar kan hulle survive. Maar die water en die land moet geskei wees sodat vrugte en sade geproduce kan word op die land, nê. So in ons lewens ook moet ons dit toepas. Partykeer moet ons die water van die land skei sodat beide partye kan blossom in hulle verskillende omstandighede wat Vader hulle wil hê. Dan op die 4de dag is dit die son en die maan wat tyd simboliseer. So die son is baie skerper en hy straal sy lig baie sterker uit. Die maan is doeteenvoudig 'n reflekteerder. So Vader wys vir my, is ons 'n son wat ons lig laat skyn waar ons beweeg, of is ek baie keer skaam, is ek baie keer in 'n posisie waar ek dink nee, ek gaan nou eerder stop by hier, want net nou verloor ek hierdie deal as ek praat oor die Vader, of as ek my ware klere wys. Net nou verloor ek hierdie deal, of net vererg hierdie mense hulle vir my en alle potensiaal is daarmee heen. So ons moet nog steeds in omstandighede, maak nie saak hoe moeilik, ek het al baie keer die storie vertel van baie keer
in my lewe het ek al saam met mense gery, of dit nou besigheidsvennote of wat ook al was, maar as mense wat jy nie elke dag mee sosiaal verkeer nie, en dan kom ek ewe skielik, kom Vader met die stem en hy sê bid vir hierdie ou. En dan dink ek, hierdie ou gaan ons nou dink, ek is mal as ek nou vir hom bid. Hoekom sal ek nou vir hom wil bid? So ek ignoreer dan daai stem. En dan kom hy stem weer. En dan ignoreer ek dit weer, en dan kom hy stem weer. En dan as ek naderhand op die punt wat ek sê, by daai robot, by daai traffic light, gaan ek vir hierdie ou bid. Of by daai lamppaal gaan ek vir hierdie ou bid. En dan word daai stem al angstiger, en al angstiger, want die pad raak nou aan die einde se kant toe, en daai stem raak al hoe harder, en hy herinner jou, totdat jy besluit, okay, sorry, ek submit, I move closer to God, and I pray. En dan bid jy vir daai persoon, en dan, baie keer was dit, okay, dankie, of baie keer was dit overwhelming, waar daai persoon dit werklik nodig gehad. So, die son en die maan, nee, en dan is die vis en die voëls geskei. Voëls is op sekere plekke waar hulle moet wees, sodat hulle kan vlieg, en visse kan net swem. 'n Vis kan nie op die land survive nie, en party voëls kan in die see gaan sit, maar hy kan nie onder die water survive nie. So sekere situasies in ons lewe is vis situasies, en sekere situasies is voël situasies. Maar ons moet, wat die Engelse woord discernment hê, oor wat se situasie is wat se situasie. En ons kan net daai discernment hê deur die creation te emulate, soos wat Vader ons leer. En dan, die 6de dag, is, so dis soos 'n oploop na die 6de dag toe, waar Vader die kroon van sy skepping gemaak het, die mens. En hy het 'n beest, hy het beest ook gemaak, so hy het mens en dier gemaak. Diere wat beasts is. Ek wil nie graag in 'n sitkamer saam met 'n leeu sit nie. Hy het sy doel, ons as mense het ons doel. En dis daai skepingsdoel wat ons werklik, ons purpose, ons calling, moet gaan soek by Abba Vader. En dan beweeg ons in dag 7 in, waar die Vader die liefde het, en waar dit die wêreldse is. Jy die Shabbat, en jy die wêreldse. So wat kies ons? Kies ons die liefde? Want Yeshua sê, I'm also the Lord of Shabbat. Ek is ook die heerser, die leier, die Here van Shabbat. Of kies ons die wêreld? Wat kies ons? Jy weet, of hoe dra ons dit op aan Vader as ons sekere goed moet doen? Gaan ons werklik voor Vader se voete en sê, Vader, op hierdie Shabbat het ek regtig nie 'n keuse nie, die kalf is in die put, ek het nie 'n keuse nie. Is dit alright met u? Of as dit nie alright is met u nie, maak asseblief die deur toe, dat dit nie gebeur nie. Daai situasie waarin ons is. Maar ons het daai keuses, nee, wat ons onsself aan bevind. Nou, Abba leer my dat, en vir ons vandag, dat jy hierdie chaos to order, en Abba het sy skepping gevat op hierdie 7 dae, en hy het dit in orde gaan sit, van dag 1 tot dag 7. Maar daar was 'n stappie voor dit, wat Abba Vader gedoen het, en ek wil graag probeer om vandag in die laaste paar minute, by daai ding uit te kom, van wat ons noem, formalization. Nou, Abba leer hierdie woord formalization vir my 'n paar jaar gelede, en ek het nie eintlik 'n vaagste benul gehad wat dit beteken nie. Ek hoor net heeltyd daai download van formalization. En ek gaan navors formalization, en ek sien formalization is to create an order for something specific, or to put something in order. Met ander woorde, om 'n orde te gaan skep vir iets spesifiek, is 'n proses van formalization. En ek dink, okay, maar Abba, verduidelik nou vir my, hoe het u creation geformalize? Hoekom kry ek dit? En ek kry hierdie een kant van emulate creation, en gaan leer vir besigheidsmanne om creation te emulate in hulle besighede, en om hulle besighede toe te pas volgens die woord van God. En jy weet, onmiddellik is dit soos jy trek terug, jy dink, Vader, ons het nog altyd gedink, besigheid en God is aparte goed, jy weet, besigheid, en kerk is kerk, Bybel is Bybel, besigheid, jy weet, ons kan nie daai twee goed noodwendig by mekaar bring nie. En Vader sê, daai goed kom by mekaar, deur creation te emulate, deur die voorbeeld te volg van creation, en deur daai proses van formalization.
So Abba het nie die volgende klompie weke vir my oopgelê soos wat hy die tabernakel vir Moshe oopgelê het en gesê het, hier's jou plan, dis wat jy moet doen. Maar hy het gesê, jy en die manne van Haggai, julle gaan discover in die volgende paar weke. Julle gaan sien wat ek bedoel met emulate van creation. So manne, ek sê nou vir julle, net soos wat ek 'n woord bring wat Vader my leer en dit vir julle glo ek met my hele hart en in nederigheid sê ek dit kan toepas in julle lewe, net so gaan Vader vir ons almal nou hierdie ding bring van hom af na ek is net die instrument, né? So ek is net die spreekbuis wat hierdie woord bring. Nie belangrik nie, net 'n spreekbuis, nie enige iets spesiaal nie. Net soos elkeen van ons is ons almal op 'n gelyke vlak en ons almal is net spreekbuise vir die ware en lewende God, né? So ons gaan op ontdekkingsreis saam gaan in die volgende paar weke om dit te ontdek. En ek dink ek het nou so lank op hierdie goed vasgesit dat ons het eintlik 7 minute oor en my doel was nog altyd om nou in die nuwe tyd in te gaan in hierdie nuwe seisoen om Wake Up Haggai te doen waar ons in 'n posisie is waar ons met al ons manne 'n kansie gee teen die einde om bietjie te sê hoe hulle voel en bietjie te sê wat hulle dink. So ek gaan hier stop. Ek het nog baie exciting goed om te deel, maar ek gaan dit dan in volgende week deel. En dan kan ons weer verder kyk na dit. So ek het nou nie die skryfbord gebruik vandag nie. Ek sal hom nou volgende week gebruik, maar daar's great goed wat die Hebreë letters vir ons gaan leer deur die formalization proses. Maar ek wil die vloer oopmaak vir almal. So unmute julle self asseblief manne en dan daar's so 'n handjie. Julle sal sien as jy in die chat gaan en jy druk op die chat, sien jy daar so 'n handjie wat daar uitkom. Wat jy kan druk. Waar was daai handjie? Ek sien hom nou nie. Maar in elk geval, maak unmute jouself en kom ons chat. Jy kan jouself ook kamera oopmaak asseblief. Ek wil graag met almal chat. Ek gaan die screen stop share en dan kan ons almal lekker chat oor wat jy voel en wat Vader vanoggend met ons bespreek het rondom emulate creation. So kom ons gesels 'n bietjie. Ons het laasweek met Jacques afgeskop, so miskien kan ons bietjie met Driekus afskop hierdie week. Driekus, hoe voel jy? Goeiemôre. Ekskuus, ek moet net gou vir van Leeuward af weghardloop, anders gaan hy meer praat as ek. So, ja. Ons wil graag hoor wat hy ook sê, weet. Ja, nee, hy is nou hier alreeds lekker besig. Maar ja. Ja, wat uitgestaan het is emulate hom. Dit is interessant. Ek het tog nie ek ken nie die woord nie. En hoe om dit dan in elk geval 'n verduidelikheid is iets wat ek meer sal wil gaan leer en in elk geval ook net by stil word en gaan hoor presies wat dit beteken, want ek het dit nog nie so daaraan gedink nie. Maar ja, dit is eintlik kort en lank. Dis 'n moeilike topik, nee, want ek meen 'n mens dink dadelik, okay, emulate op sigself is 'n woord wat jy nie elke dag hoor nie. En dan ek meen dis hoe Vader werk. Hy download partykeer sulke goed wat jy nie 'n klou oor het nie en dan reveal hy dit soos dit gaan. En as jy nou gaan kyk, dan is dit nog emulate creation ook, jy weet. So nou moet jy gaan terugdink aan hoe op dese aarde kan jy creation emulate, want soos wat ek gister in daai video gesê het, ek kyk daai berge en daai wolke wat so oor daai berge kom soos 'n kombersie en ek dink, hoe op dese aarde kan jy ooit in jou lewe eers 'n bietjie van creation emulate, nê? En Vader sê, hey, ek gaan julle leer. Ek gaan julle leer hoe julle dit gaan doen. So thanks Driekus, ek waardeer jou input. Wat van Hendrik? Hendrik, wat voel jy? Ja, Leon, jy weet ek is ou wat nie al van hou om op die spot gesit te word nie, maar dis nou nogal interessant. Ons is so 'n bietjie besig met ek het mos nou 'n jaar lank afgewees en so daar's so iets in die pipeline en ons is besig om 'n bietjie besigheid te bou. En ons het gister 'n gesprek gehad wat jy weet dit is alles lyk goed en alles is rooskleurige. Gister het ons die gesprek gehad oor die skielike chaos wat ontwikkel het in hierdie jy weet goed wat alles wat goed gelyk het. En toe jy nou vanoggend begin met jy
jy weet, dat die skepping uit chaos het begin en het later omgesit in orde. Toe het ek nou so 'n aantekening hier gemaak van, dis so amper ietsie persoonliks, wat gesê word, jy weet, wees rustig, moenie die chaos wat jy nou raak sien, is iets wat later in orde kan oorsit, jy weet, so dis miskien so 'n bietjie 'n persoonlike ding wat ek vat uit vanoggend se jou dagstuk of jou gesprek en so aan. Wat hoop skep en wat bemoediging gee, jy weet, so. Ja, Dis maar die, so, ja. So Hendrik, dis awesome. Dankie dat jy dit gedeel het, want jy weet, ek kan vir jou sê, in my lewe het ek die voorreg gehad om al 'n paar besighede te begin. En dis elke keer so, hoor Hendrik, dat Vader, dat jy het chaos. Jy het chaos, en ongelukkig vroeër in my lewe, in die 30s en 20s, het 'n ou nie besef dat dis God wat eintlik die orde skep nie. Jy het gedink jy's die great ou wat dit self skep, jy weet, maar dis God wat daai orde skep. So jy die woord gebruik, rustigheid, en dis presies wat dit is. As jy daai rustigheid kan hê om by Vader se voete te gaan sit, gaan hy vir jou die plot en die plan gee van hierdie besigheid hoe hy dit wil hê, en dan weet jy ek binne sy wil. En as jy binne sy wil kan daai besigheid nie vou nie, Hendrik. Gaan dit 'n sukses wees, want dis in sy orde wat dit is, nê. So great stuff, Hendrik. Ek is baie bly dat dit klink nou harsh en sleg, maar ek is eintlik baie bly dat jy in die chaos is, want chaos word orde. So jy gaan vir ons 'n great getuienis lewer in die volgende paar weke. Ek staan in daai faith and trust, Imuna en Batag, dat jy gaan vir ons 'n great getuienis lewer in die volgende paar weke. Dankie Hendrik vir jou deel. Tiaan, jy's ook 'n man wat daar in die boerdery is, so wat sê jy van volgende? Ja, ek is opgewonde om te hoor wat Abba vir jou wys, of vir ons gaan wys in die volgende tyd, oor soos jy sê, wat jy gepraat het van die Bybel, is die Bybel in die vroeë tye, en besigheid is besigheid, maar Abba is ook die laaste paar jare al redelik besig met my oor hoe kom jy goed by mekaar, en ek het maar nog baie vrae en oor spesifiek hoe in daai tipe goede. So ek sien regtig uit om te sien wat Abba deur jou vir ons gaan wys, en so tyd terug het Jacques ook daai teaching oor financing en haar goed gedoen, so dit my ook 'n hele baie goed oopgemaak, maar my deel wat ek nog mee sukkel is om dit fisies prakties te doen en dan obviously die geloof te hê om dit wel in te implementeer. En ons is besig om Job ook te lees, en in die begin gaan alles oor sy wealth en alles wat hy het. En een ding wat vir my uitstaan van Job is dat hy het maak nie saak hoeveel wealth hy gehad het nie, God was die belangrikste. En ja, vir my is dit ook, ek sien uit daarna hoe om dit fisies te implementeer, hoe om dit te leef in al daai tipe van goed. Ja, dankie Tiaan, dankie vir daai deel. Ek dink dis great. Ek sien ook uit om jy weet, hoe gaan ons dit prakties toepas, want selfde met seek first the kingdom, jy weet, ons hoor dit heeldag en ons dink ons doen dit, maar ons kom elke dag agter, daar's nog baie plekke wat ons tekortskiet. So ek sien ook uit om te sien hoe Vader vir ons gaan reveal in die volgende paar weke, hoe pas ons dinge in ons werksplek en in ons besigheid as entrepreneurs. En ek sien eintlik Vader het klaar die download gegee vir volgende week van die ultimate entrepreneur. So ek kan nie wag om met julle te deel wie is hierdie ultimate entrepreneur nie. Ons dink dalk is Warren Buffett, maar kom ons kyk volgende week wie is die ultimate entrepreneur en hoe pas hy toe wat formalization is in sy daaglikse besigheid. Kom ons sluit af met Jacques. Jacques, wat sê jy? Ja, ek dink dit was nogal so, ek stem saam met Driekus, ek dink die woordeboek net gaan kyk vanoggend net wat is emulate, dis 'n baie mooi oulike woord. Bietjie vroeg vir 'n mens, maar ja, ek het vanoggend die skeiding nogals by my gestiek. Jy weet baie keer as mens 'n bietjie nog jonger is en ek is nog steeds baie jonk, maar mens het gewoonlik daai vriende wat jy's eintlik 'n voël, maar as jy by hom is dan word jy ewe skielik 'n vis. En daai is nogal 'n groot ding, maar as jy prakties nou kyk,
wanneer 'n mens groei wil bewerkstellig in jou besigheid, dan is daai skeiding ontsettend maklik, want en hoe vinniger jy deur daai proses gaan van slegte gewoontes miskien al uit te skei en te sif, dis dan wanneer die groei ook makliker begin geïmplementeer te word. So mense en daai skeiding is nie altyd 'n maklike proses nie, want dit beteken dat jy in iets van jou gewoond is, moet jy verander. Jy moet geïdentifiseer en dis 'n pynvolle ding, want so pynvol soos wat dit was in die verlede om te weet, hierdie vriend is nie vir my goed nie, ek moes van hom skei. So is daar sekere goeders wat mense elke dag in jou lewe toepas, maar jy moet sê, yes, ek kan nie meer vorentoe gaan met dit nie, of ek kan nie meer 'n ander karakter aanneem as ek in hierdie situasie is of in daai situasie. Jy moet daai eenvormigheid aankweek om werklike uit daai chaos uit te kom in die orde in. Yes, ja, awesome. Nee, dankie Jacques. Ek dink dis nogal 'n great voorbeeld wat jy daar gegee het. Ek wil ook sommer jou gebruik as 'n voorbeeld, want ek sien jy's netjies gekoller en getaai. Nou nie getaai nie, maar ek sien jy het 'n mooi hemp aan en jy het 'n mooi baadjie aan. So dis nou 'n great voorbeeld van formalization. Jacques kon nie vandag in 'n T-shirt en 'n kort broek by die werk opgedaag het nie, want sy kliënte gaan nie baie tevrede wees nie. So hy moes opdaag in sy baadjie en in sy mooi hemp, sodat hy geformaliseerd is om met sy kliënte te kan werk. Maar manne soos Driekus en Tian en myself, ons kan nou nie 'n baadjie en 'n wit hemp aan hê nie, want die boerdery gaan bietjie daai wit hemp van ons vuil maak. So ons het weer 'n ander proses van formalization met boerklere wat ons moet aan hê. En Hendrik, ek dink as ek ou Hendrik ken, hy is 'n vrek goeie salesman. So ek dink ou Hendrik het ook soos Jacques, het hy 'n baadjie en 'n mooi hemp aan as hy na sy kliënte toe gaan, nê. So dis 'n lekker voorbeeld vir ons van die moeilike woord formalization. Jy trek jou T-shirt uit en jy trek jou klere aan wat spesifiek vir jou beroep van toepassing is een van die stappe van formalization. So ons sluit daarmee af manne en voordat die Zoom ons nou weer afsny, sluit ons daarmee af en ek wil vir julle manne sê baie dankie vir die aansluiting en ek wil ook vir julle sê, ek weet soos Hendrik sê, ek het manne bietjie op 'n spot gesit vanoggend, maar ek moet vir jou sê, julle handle is op die spot sit baie goed, hoor. So kom ons berei vrae voor, ons weet waarmee is ons besig, ons weet wat se reeks is ons besig mee. Ek gaan vir ons so 'n bietjie skrif gee wat ons kan doen in voorbereiding vir wat in die volgende paar weke voorlê. So ek sit daai skrifgedeeltes op Wake Up Haggai, kyk daarna en in stilte tyd bestudeer dit en dan het ons volgende week ook weet ons wat is ons topics waaroor ons gesels en kry vrae reg as iemand vrae het, dat ons as groep kyk hoe gaan ons hierdie vrae antwoord en as ons nie die vrae kan antwoord nie, dan gaan ons na Abba Vader toe en ons gaan lê dit voor sy voete om vir een van ons makkers antwoord te kry, nê. So mag almal 'n fantastiese week verder hê. My grace and shalom be ours in full measure. Is daar enige iemand wat vir ons wil afsluit of anders sal ek afsluit? Right, lyk my ek is gekies om af te sluit. So Vader, baie dankie vir hierdie fantastiese geleentheid. Dankie dat ons manne, ons is vandag 5 manne op die groep en 5 is die getal vir grace. En dankie dat ons 5 manne grace kan ervaar en kan ervaar dat dit wat u vir ons gee is alles net genade. Alles net genade. Ons gesinne, Hendrik wat vandag amper vir die eerste keer in 'n maand sy vrou sien. Ek kan nie dinkie verlange wat dit is. Ek weet nie hoe sal ek 'n maand sonder Lulaatjie moet gaan nie. Hendrik, ek hoop jy het genoeg geëet, my vriend. Ek weet nie wie het vir jou kos gemaak nie, maar dis nie alwaarvoor ons vrouens daar is nie, manne, maar ek sal vir haar verskriklik mis as ek 'n maand weg van haar af moet wees. So Vader, so dankie vir daai genade. Dankie vir genade in ons werksplek. Dankie vir genade in alles wat ons doen. Dankie dat ons op hierdie ontdekkingsreis saam met u kan gaan en is so exciting vir ons om te sien wat u reveal vir ons in die volgende paar weke. Ons loof en prys u, ons is lief vir u. In die magtige naam van Yeshua. En ek vra hierdie gebed vir elkeen van ons manne. Please bless us, every single one of us, by enlarging our territory in all aspects and spheres of our lives. May your hand be with us and keep us from harm, so that it will not cause us pain. En dan staan ons in hierdie Muna en Batag, hierdie faith en trust,
that our request will be granted. Want 1 Chronicles 4 verse 10, 1 Kronieke 4 vers 10, leer ons dat toe Jabes dit gevra het hy dit aan hom toegestaan. En mag u dit aan ons toestaan in die magtige naam van Yeshua. Manne, grace en shalom, yours in full measure, geseënde dag. Dankie.